Welkom. Vandag kyk ons na 'n teorie wat jou dalk heeltemal anders sal laat dink oor waar die menslike samelewing vandaan kom. Dis 'n idee wat alles van ons moraliteit tot selfs moderne politiek in 'n heeltemal nuwe lig plaas. En dit alles begin, glo dit of nie, by een enkele biologiese verskil. Goed, kom ons spring dadelik weg. Die groot vraag, wat het gemaak dat ons pad so drasties van ons naaste familielede sin verskil? Nou, die antwoord is waarskynlik nie wat jy dink nie. Dis nie ons groter breine nie, of die feit dat ons gereedskap kan gebruik nie. Nee, dis iets baie meer fundamental. En daar het jy dit, so eenvoudig soos dit. Volgens die bronmateriaal lê die absolute kern van ons beskawing in hierdie een evolusionêre kinkel. Anders as ander ape, wys menslike vroue geen uiterlike tekens wanneer hulle vrugbaar is nie. En hierdie enkele feit, soos ons nou gaan sien, het absoluut alles verander. So, hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan kyk hoe hierdie een klein biologiese feit gelei het tot die heel eerste vorme van 'n samelewing. Dan, hoe dit twee heeltemal verskillende sosiale bloudrukke geskep het, hoe dit ons sin vir reg en verkeerd gevorm het, en ja, hoe die gevolge daarvan vandag nog in ons grootste sosiale krisisse weerklink. Reg, kom ons begin by die heel begin. Hoe op aarde kon so 'n oënskynlik klein biologiese verandering die grondslag lê vir iets so massief en kompleks soos die beskawing? Nou wat regtig interessant is van hierdie skyfie, is die kontras. By ander ape is die proses wel dis eenvoudig. Die wyfie adverteer haar vrugbaarheid, die mannetjie reageer en dan gaan hy sy eie pad. Die wyfie maak die kleintjies alleen groot. Maar by die vroeë mense het hierdie onsekerheid die mannetjie gedwing om te bly. Hy moes kos aandra en beskerming bied, dag in en dag uit, in die hoop dat hy uiteindelik die pa sou word. En daardie hulpbronne, daardie blywende verbintenis, wel dit was die heel eerste saad van beskawing. Maar hierdie nuwe dinamika het onmiddellik 'n reuse probleem geskep, die vraag van vaderskap. Hoe weet 'n man dat die kind regtig syne is? Die bron voer aan dat die manier waarop mense hierdie probleem probeer oplos het, gelei het tot twee heeltemal verskillende modelle vir 'n samelewing. En die tabelletjie hier wys dit perfek. In 'n patriargie waar vaderskapsekerheid laag is daar 'n klomp angs. Alles word dan gebou rondom die beheer van vroulike seksualiteit om die vaderlike lyn te probeer verseker. In 'n matriargie, aan die ander kant, omseil hulle die probleem heeltemal. Hulle volg afkoms deur die enigste absolute sekerheid, die moederlike lyn. En dit lei tot heeltemal verskillende wêrelde, van wie by wie se familie intrek tot die hele pas en atmosfeer van die samelewing. Maar dit gaan baie dieper as net sosiale struktuur, nê. Hierdie stelsels vorm die einste kern van ons waardes. Hoe besluit 'n samelewing wat reg is en wat verkeerd is? Wel, volgens hierdie teorie hang dit alles af van hoe jy daardie vaderskapprobleem probeer oplos. Hierdie vraag, wat in die bron aangehaal word, is ongelooflik treffend. Dit sny reguit na die hart van hoe 'n matriargale stelsel dink. Dis nie een of ander diep filosofiese raaisel nie, dis 'n doodgewone praktiese vraag oor biologiese sekerheid. En die logika hier agter is eintlik verstommend eenvoudig. Jou dogter se kind is onteensegtig deel van jou bloedlyn, maak nie saak wie die pa is nie. Jou seun se kind, wel, dit hang heeltemal van jou skoondogter af. En hierdie eenvoudige biologiese feit verduidelik presies hoekom matriargale samelewings soveel minder behep is met die beheer van vroulike seksualiteit. Dis hoekom erfenis deur die vroulike lyn gaan. Dis bloot die mees logiese en veilige pad om te volg. In 'n patriargie daarenteen is moraliteit nie iets abstrakt nie, dis 'n praktiese kontrak. Die bron beskryf dit as 'n soort ooreenkoms. Die vrou bied die sekerheid van vaderskap en in ruil daarvoor bied die man die hulpbronne vir oorlewing. Die hele stelsel van moraliteit, met reëls oor keisheid, huwelikstrou en eienaarskap, is basies opgebou om hierdie ooreenkoms af te dwing. Hierdie stiltjie uit die bronmateriaal is 'n perfekte voorbeeld. In die matriargale Kambodja, met 'n baie losser konsep van eienaarskap, word die aap se slinksheid amper bewonder. Dis sy vermoë. Maar in 'n patriargie, waar duidelike eienaarskap en reëls die absolute grondslag van die sosiale orde is dit 'n oortreding, diefstal, en dit moet reggestel word. Presies dieselfde aksie, maar twee heeltemal verskillende morele interpretasies. En dit alles bring ons nou by vandag.
Die skrywer voer aan dat daardie patriargale stelsel van die huwelik, daardie morele verbond waarvan ons net nou gepraat het, besig is om voor ons oë in duie te stort. Hoekom? Want die sosiale en ekonomiese toestande wat dit onder lê het eenvoudig verander. So, wat gebeur as daardie primêre kanaal vir seksuele uitdrukking, die huwelik, begin verval? Waarheen gaan al daardie onderdrukte energie? Wel, volgens die bron manifesteer dit as ernstige sosiale probleme, meer geweld, meer vervreemding en 'n algemene toename in haat en wrok in die samelewing. Die skrywer gebruik hierdie syfer om 'n diep biologiese spanning te illustreer. In die natuur is daar 'n reuse wanbalans in paringssukses vir mannetjies. Die huwelikstelsel, voer hy aan, was een manier waarop die samelewing hierdie spanning probeer bestuur het, deur paringsgeleenthede 'n bietjie meer eweredig te versprei. Nou dat daardie stelsel besig is om te verval, keer ons terug na hierdie natuurlike spanning waar 'n groot groep mans uitgesluit word, wat dan direk bydra tot sosiale onstabiliteit. Gegeewe hierdie hele diagnose kom die skrywer tot 'n wel, kom ons sê maar 'n uiters uitdagende gevolgtrekking. Die argument is, as die private stelsels, soos die huwelik, misluk het om hierdie fundamentele menslike behoefte te bestuur, is 'n openbare oplossing dalk nodig. Kom ons volg gou die logika hier, stap vir stap. Die argument is dat die huwelik nie net 'n romantiese instelling was nie. Dit was 'n funksionele een wat sosiale orde gehandhaaf het. Nou dat dit disfunksioneel is, word die gevolge daarvan 'n openbare probleem. En as dit 'n openbare probleem is, voer die skrywer aan, vereis dit 'n openbare oplossing. Nou dis belangrik om duidelik te wees dat hierdie die skrywer se voorstelle is, direk uit die bronmateriaal. Die idee is om seksuele vervulling heeltemal te herraam, nie as 'n private luukse nie, maar as 'n noodsaaklike komponent vir sosiale stabiliteit, amper soos ander welsynsdienste. Dit sluit in dinge soos die wettiging van sekswerk om dit veiliger en meer gereguleer te maak, en selfs die radikale idee van staatssubsidies. En dit bring ons by die finale, en ja, nogal 'n ongemaklike vraag wat deur hierdie hele ontleding geopper word. Hierdie teorie neem ons van 'n eenvoudige biologiese feit in ons diep verlede, deur die opkoms van moraliteit en die huwelik, tot by 'n uiters radikale voorstel vir die toekoms. En die vraag wat oorbly vir ons om te oorweeg, is waar presies trek ons die lyn tussen persoonlike vryheid en die staat se rol in die handhawing van sosiale orde? Dis 'n vraag sonder enige maklike antwoorde.